Here Jesus, in hierdie aand wil ons U loof, ons wil U prys, ons wil U dank, Here, vir U goedheid, U guns, Here. Dankie dat U God is, Here, dankie dat U die koning is, dankie dat U die Here is. Dankie vir hierdie gemeente, dankie vir Pinkster 2025, Here. En so wil ek nou vir U vra, Here, help ons om regtig op U te fokus. Ons loof U, Here, in Jesus se naam, amen. Vanaand se tema gaan in kort oor hoe vrees ons help om te beweeg van rebellie na aanbidding. Van rebellie na aanbidding. En hoe vrees die dryfveer daartoe is. En ek wil julle graag vertel van 'n reeks, dis baie interessant. Dit het regtig nogal 'n indruk by my gemaak. Die menslike siege is fascinerend. Net omdat dit so met jou kop kan mors, het julle al gesien van hierdie optiese illusies wat jy sien, dan sien jy byvoorbeeld, jy sien iets, maar is glad nie so nie, en dit maak net nie sin nie, maar jou brein sê vir jou dis hoe dit is. Nou die program se naam was Brain Games. En die doel van Brain Games was nou juis om oor byvoorbeeld te praat hoe ons brein goed prosesseer en dis meer. En hulle praat toe byvoorbeeld, op 'n stadium praat hulle oor motorfietsse. En hoekom daar so baie mense in motorfietsongelukke is dis kontekstuele blindheid. Jou brein soek karre. En dis hoekom as jy 'n motorfiets jy sien in 'n blind, want ek's op soek na karre. En ons almal doen dit as jy in daai boksie, ek het so boksie met moertjies en boutjies en dis meer. Ek sal vir julle nie kan sê of daar 'n elektriese meter in is en of daar nou gom daarin is of nie, want ek is besig om te soek na daai boutjie. So dit maak dit waarna jy soek, sien jy, maar dit maak jou ook terselfdertyd blind vir dit wat om jou is. Nou wat baie interessant is, was hulle doen toe 'n eksperiment wat hulle op die straat doen. En die eksperiment behels toe 'n stalletjie, en by die stalletjie is daar 'n groot bord wat se naam is Free Money. En daar agter staan toe 'n man en daar's 'n blik met 'n klomp dollars nou daar so binne. En onmiddellik sien jy mense kyk so die storie en dan dan stap hulle maar weg. En toe vat hulle die eksperiment nou na 'n volgende vlak toe. Toe vat hulle 'n groot skerm, 'n groot uitdruk van oë, net hierdie stukkie wat vir jou kyk. Hulle vat die mens toe weg, selfde blikkie, selfde Free Money. En dan kom die mense so klein bietjie nader en dan begin hulle nou kyk, is hier nie nou 'n kamera of, maar niemand vat die geld nie. En toe besluit hulle nou, vat hulle die oë weg en toe gryp daai mense geld, of dit links en of dit regs is. En die toepassing wat ek dink ek graag mee wil wegspring is, daar's vele tekste in die Bybel wat vir ons sê, maar dit is juis wat gebeur met mense, en ons mooi daaroor gaan dink, net so vinnig weer in Genesis 3, maar waarom sondig mense? Want ek dink nie God kyk vir my nie. Ek hou nie rekening dat God besig is om vir my te kyk nie. Wys my een persoon wat gaan verneek, as iemand vir hulle so kyk. En nie net enige iemand nie, God is besig om vir jou te kyk, jy sal verragtig elke antwoord reg gee. Wys my een kinderstorie wat sal deeg as die Here so staan en kyk. Wys my een persoon wat besig kan wees met pornografie of met wat ook al dit mag besig wees, as hy regtig in rekening hou dat God nou besig is om vir my te kyk. Dink daaroor. Wanneer kom versoek die slang vir Eva? Nie terwyl Adam en Eva met God in die aandwyntjie was nie, toe hy die persepsie daar was van God is nie nou hier nie. En dis wat ek graag wil sê, is deel van ons sonde, hoekom sonde in ons lewe hand oor hand toeneem, en let baie mooi daaroor. Ek wil graag 'n argument maak, as julle gaan lees, dis eintlik 'n verskriklike teks in die Bybel, in 2 Timoteus 2 vers 3. 2 Timoteus 2 vers 3, staan die volgende.
Dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly van mense, sulke mense af weg. Ek wil die argument maak om te sê, ek dink, dit kon net sowel vir ons tyd geskryf gewees het, en dat ons dalk al iets daarvan beleef, maar ons leef ook in 'n samelewing wat die oë van God en die vrees van God al hoe meer verskraal. En ek dink dis is waarom sonde hand oor hand toeneem. As jy gaan dink, ek het nou net dit genoem, as jy gaan dink die massale hoeveelheid pornografie wat beskikbaar is, as jy gaan dink aan die korrupsie wat ons sien, dit is nie meer, die mense is skaamteloos pleeg hulle korrupsie. Hoeveel verslae, ek ploeg nou 'n bietjie met Suid-Afrika se kalers, maar hoeveel verslae kom uit die Falla verslag en die verslag en daai verslag en is maar net business as usual. Ons gaan maar net aan, jy is ook maar een. En ek dink die gebrek aan die vrees vir die Here, om regtig in rekening te hou, nie net dat God na my kyk nie, maar dat ek eendag voor die regbank van God gaan staan. Dat ek eendag voor 'n lewende God gaan staan. Dis nou nogal 'n ding. En wat ek graag wil sê is, behalwe dat ek dink die rebellie wat ons sien en die groeiende sonde wat toeneem in mense se lewens, in my eie lewe dalk, en wie ook al se lewe, lê direk verwant met, ek dink nie God is besig om vir my te kyk nie. Ek dink nie God is besig om vir my te kyk nie. In die oomblik as daai gedagte in jou hart posvat, dan is dit maklik om te doen wat jy doen. Of dalk nie te doen wat jy se veronderstel is om te doen nie. Maar nou wil ek graag beweeg na 'n tweede gedeelte toe. En dit gaan oor jou wandel met die Here. Jou wandel met die Here. Herstel is die begin van die herstel van jou verhouding met God. Nou skies tog julle. Nou 'n paar jaar gelede, nou wil ek graag met julle net oor wandel in vrees gou vir 'n oomblik gesels. Paar jaar gelede, nou is ek by Randendal gemeente, dis die hoogtepunt van die Zuma-era. En daar's toe nou 'n groot betoging in Pretoria en ons besluit toe, of ek besluit toe, die kerk moet ook 'n stem hier hê. En soos Beiers nou deel van ouds, besluit ek om met my toga daar te wees, want ek betoga mos. Julle, dit was vrek warm. Jy met jou toga het getoi in Pretoria in die somer. Liewe genade. En so betoog ons en maar nou is hier van hierdie mannetjies met die rooi hoete ook, en hulle kan nie glo wit dominee is hier nie. Hoor jy, hulle neem letterlik, hulle neem foto's, Facebook, we have pastors. Nou stap ons en is eintlik 'n lekker storie, en dis nou die, en dis nou daai, en toe die einde van die dag, toe alles nou klaar is, stap ons nou terug aan die massas, terug na die kar toe. En nou natuurlik gebeur nou die volgende, wat by enige betoging gebeur is, daar's mense wat opportuniste is. En hulle begin toe nou van hierdie winkels, plunder. Nou, my instink is om te sê, hier moet ek laat hardloop. En gelukkig my niet gemaakte vriend gryp my in die arm en sê, Mfundisi, you must not run, then they will shoot you, walk. Nou, hoekom vertel ek julle nou hierdie verhaal? God hardloop nie.
Miskien so vinnige verwysing na die vader met die verlore seun wat bly was om sy seun, maar daar's nêrens 'n direkte beskrywing dat dit die vader is wat na sy seun hardloop, ons vader nie. Dis 'n beeld. Maar nêrens lees ek hardloop met God nie. Ek lees wandel met God. Want wandel is waar ek in verhouding met God besig is. En hierdie teks wat ons het, help my om iets te verstaan in die boek, waar hy sê dat die vrees vir die Here help my om alle vrese te oorkom. As jy God vrees, het jy niks om oor te vrees nie. As jy nie God vrees nie, vrees jy alles. Maar wanneer ek in die verhouding wat ek het met God in 'n herstelde posisie inkom, dis uiteindelik waar daai onsag, daai respek, daai heilige vrees van God my verhouding so herstel, dat ek uiteindelik hom aanbid vir wie hy werklik is. Wat eintlik een van die hoofdoele van my lewe is. 'n aangrypende teks wat ek graag saam met julle wil lees in hierdie aand, is die welbekende Matteus 14. En Matteus 14 is waar Petrus op die water loop. Julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus 14. Jesus loop op die see, vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat die mense weggestuur het hy alleen na die berg toe te gaan om te bid. En toe dit aand word, was hy alleen daar. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop kom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs, onderstreep hom net in jou eie gedagtes, van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei uitgeklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hy het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die man in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Nou ek veronderstel dat julle in julle lewe al 'n paar preke oor hierdie teksgedeelte gehoor het. Ek kan dit nou nogal in my lewe voorstel. Ek wil nie graag in die diepte van hierdie teks ingaan nie. Maar ek wil graag net vir julle wys dat daar 'n paar elemente van vrees was in die disippels se lewe. Nommer 1, alhoewel hulle nou ervare seemanne is, moet ons tog hoor dat gesê word dat die wind was van voor af, né? Met ander woorde, 'n troebel situasie, buite my beheer. Ek sien ewe skielik daai golwe begin groter word. Ek begin 'n stuk bedreiging beleef, né? Hierdie raak nou vir my 'n krisis. Dis hierdie geweldige bedreiging, maar aan die ander kant is mense ook soos ons bygelowig. In die oomblik as jy die teks lees, die feit dat hulle geskree het, hy is 'n spook, die see was baie keer ook gesien as die plek waar die dooies is. Met ander woorde, daar was maar nog 'n stuk mystiek ook nog agter in hulle gedagtes gewees. En dis hoekom toe hulle hom sien, toe skree hulle uit met angs en met bewering, dit is 'n spook. Wat ek graag vir julle wil wys is, nadat Jesus homself aan hulle openbaar en hulle hom sien, hier's 'n belangrike aspek wat ek later ook by die verheerliking van die berg vir julle gaan deel. Dat wanneer mense Jesus sien, omdat hulle met hom wandel, omdat hulle besig is om hom te soek, en omdat hy homself in hierdie wandeling aan hulle openbaar, dis die plek waar ek na ware aanbidding begin beweeg. Dis die plek waar ek op my knieë neerval, nie uit vrees nie, maar uit eerbied en onsag en aanbidding vir Christus, uit liefde vir Christus. Daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel
van mense wat die oomblik toe hulle verstaan het wie Jesus is, vanuit hulle posisie van vrees af, oorbeweeg het na 'n plek van aanbidding. Nou kom ek deel met julle net oor hierdie hele gedagte van God sien en sien nie. Daar's vele tekste, ek kan vir julle hulle lys. Julle kan Psalm 14 gaan lees, julle kan Romeine 3 gaan lees. Die skrifte is vol wat praat oor die goddelose wat nie rekening met God hou nie. Hulle sê vir hulle self, God sien nie waarmee ek besig is nie. Jesaja 29 is een van daai tekste. Die Bybel is vol daarvan om te sê dat die heiden dink nie daaraan dat God hom sien nie. Maar dan nie beskielik, dan sien jy daar's 'n vrou met die naam Hagar. Onthou julle die vrou Hagar? Wat sê sy? El Roi, die Here sien my. Die Here sien my. En ewe skielik hoor ons die Here deurkruis die aarde met sy oë, besig om te soek na die wat opreg na hom te soek. Die Here se oë wat na ons kyk. En dit is wanneer ek in hierdie wandeling met God besig is, en ek al hoe meer ontdek wie hy werklik is, en al hoe meer sien wie hy regtig is, en ek regtig begin rekening hou met 'n lewende God, 'n vuur van heiligheid, dat ek saam met Johannes, wat die Openbaring geskryf het, by sy voete neerval soos 'n dooie, en dis 'n plek van aanbidding en ontzag en respek vir hom. Dis 'n plek waar ek saam met die disippels wat in daai skei is, die teks wat ons nou lees in Matteus 14. Wat gebeur? Hulle val op hulle knieë in aanbidding. Hulle gee erkenning aan hom wat op die troon sit. Hulle gee erkenning aan die een wat die mag het om die storm stil te maak. Maar saam met dit, ek wil julle graag net na nog 'n teksgedeelte neem, en dit is die verheerliking op die berg. Is dat wanneer ons sien, Jesus openbaar homself vir wie hy werklik is, die krag van hierdie openbaring lei hulle daartoe van 'n Petrus wat Jesus ontmoet. Onthou julle toe hy Jesus reg in die begin van die bediening ontmoet, dis hierso Lukas 4, Lukas 5. Toe sê hy, gaan weg van my, ek is sondig. Gaan weg van my. Dis daai selfde Petrus, wat van daai oomblik wat gesê, Here, gaan eerder weg van my, U weet te veel van my, ek is nie werd nie, Here, soek iemand anderster. Dis daai selfde Petrus wat in hierdie wandeling uiteindelik Jesus sien vir wie hy werklik is met die verheerliking van die berg, en dan sê, ek wil nie van hierdie plek af wegbeweeg. Die heerlikheid van U, die goedheid van U, ek verstaan nou wie U is, Here, ek wil nie van hierdie plek af wegbeweeg nie, moenie van my weggaan nie. En dit glo ek is die hart van aanbidding, is wanneer ons regtig nie God aanbid, oordat ons bang is, en ek wil regtig sê, hier is 'n belangrike komponent, wat ek graag vir julle wil gee. Hierdie is nie 'n vorm van mishandeling nie. Hierdie is nie, wat is daai toestand waar jy verlief raak op jou, die ou wat jou vang, ek het nou vergeet, daar's 'n naam vir wanneer jy verlief raak op jou ontvoerder, Stockholm syndroom. Baie dankie, Stockholm syndroom. Daar was, julle onthou vir Stalin, hy het gesê, ek sal vir julle vertel hoe kry jy 'n volk om gehoorsaam aan jou te wees. Hy sê, jy gryp 'n hoender en dan ontveer jy hom terwyl jy sy oë toedruk, en jy trek elke veer om uit, en dan die oomblik as hy klaar en hy's op sy broos en hy stik, en dan geef hom kos en water. Dit is nie God nie. Hierdie is nie die pa wat ek naderhand op verlief raak, want ek vrees maar nie die pakslaag, so ek sal maar enigiets doen sodat ek nie pakslaag kry nie. Dis nie wat ek wil sê nie. Wat ek wil sê, dat in jou wandeling met God, die vrees en die onsag en die respek wat jy vir God het, juis omdat jy weet, hy is wie hy is, bring jou by die punt, waarop jy jou knieë neerval en sê, ek het geen ander keuse. My diepste wese het geen ander plek, geen ander begeerte as om U te aanbid en vir U te lewe nie. Want U is werklik wie U is. En dis die hele doel van, ek dink ook van hierdie Pinkster is, hoor baie mooi die teks wat sê in Filippense 2. Julle ken daai woorde, work out your salvation with fear and trembling. Nee, met groot vrees en bewering. Die doel van dit is om te sê, hoe gaan ek my
ware geloof tot uitwerking bring, hoe gaan ek dit van binne af laat buite toe werk, is met vrees en bewering vir die Here, met ontzag vir die Here. Hoe sal julle weet dat ek 'n gelowige is, dat ek die pad reg stap? As ek regtig daai intieme vrees en ontzag vir my God het, dan werk dit uit soos wanneer ek gis in 'n brood ingooi en jy sien dit begin bruis. Dit ruis. Dis waar ons moet by uitkom, is by 'n plek van ware aanbidding. En ek aanbid God net as ek in rekening hou met wie ek praat. So, hoe raak dit my baie prakties? Ek vra nou vir julle. Ons gaan op ons, hoe doen ek nou hierdie? Ek dink daar's 'n paar aspekte waaraan ons kan aandag gee. Regtig aandag gee. Nommer 1, ek dink daar is iets daaraan, aan jou liggaamspostuur voor die Here. Ek wil regtig daar begin om te sê, as ek gaan sien Daniël wat in Daniël 10, hierdie ongelooflike visioen het van God, en naderhand is so groot, en dan lees ek dat hy 3 maal 'n dag voor die Here gaan kniel het. Ek dink iets van ons liggaamsposisie sê iets van of ons die Here vrees of nie. Partykeer as ek ook ly, dan lê ek lekker op my rug en bid. Ek weet nie. Ek sê dit, mens kan seker dit doen, maar ek dink daar's iets anderster in my lewe sigbaar, wanneer ek regtig in my liggaam 'n posisie neem van ontzag en respek vir die Here. Net om dit bietjie prakties te maak. Ek dink daar is iets daarin om op jou knieë voor die Here te val. Ek dink daar is iets in jou, partykeer om net op jou aangesig plat te gaan lê, en te gaan sê, Here, ek aanbid U. Ek dink dis 'n baie praktiese manier om uitdrukking te gee van regtig, van vrees na aanbidding. 'n tweede gedagte wat ek graag met julle wil deel, en dit maak tog heel sin terwyl ons nou praat van 'n verdieping met God en dies meer, is prioriteit. Dis 'n eenvoudige argument om te sê, maar as iets vir jou prioriteit is, het jy daarvoor tyd. Gerard het so 'n paar weke gelede 'n preek gehad oor die eerste vrug, en naamlik dat waarskynlik die beste wat jy kan doen is die eerste ding van jou oggend om te sê, dis die Here se. Maar hoeveel keer is dit nie 'n kwessie in jou dag, dat jy net op 'n punt kom waar sê, Here, maar sjoe, die dag en ons het mekaar, ek het vandag so 'n dag gehad. Dis net so, een ding na die ander, en dis besig, en dit, die versoeking is so groot om te sê, ag toe maar Here, ons praat vanaand. Maar dis juis wanneer alles in plek val, wanneer ek sê, Here, U kom eerste. U is prioriteit, en daarom maak ek tyd vir U. Ek beloof nou, kom ons praat gou vinnig oor tyd en prioriteit. As jy nou 'n kind het wat siek by die huis is, sal jy alles net hier los en jy sal dit gaan uitsorteer. Jy sal tyd hê. Maar as iets nie regtig waar vir jou prioriteit in jou lewe is nie, dan skuif dit af in die dagboek. Ek dink die vrees van die Here help my om te sê, Here, U is verskriklik belangrik. U is die belangrikste in my lewe. U is die bousteen van my lewe. En ek beter my dagboek oopmaak om seker te maak ek kom by U uit. 'n derde gedagte wat ek wil deel, waar ons dit regtig probeer prakties maak. Dis waarmee ek ook afsluit. Ek glo dat ek net werklik waar, terwyl ons in Pinkster is, kan bid vir iets waarin ek geestelike groei nodig het. Ons almal het gebrek in ons mondering, ons almal het groei areas. Ek is regtig nie een wat sê ek het al gearriveer nie. Maar as ons nie doelbewus besig is om te bid vir 'n groei area in jou lewe, doelbewus te sê, Here, onderrig my in hierdie aspek. Here, leer my ontzag, leer my en vul my, Here. Ek bid nou daarvoor dat ek iets in my lewe kan begryp van om 'n heilige ontzag en 'n heilige vrees vir U te hê. Leer my dit. Dan gaan hierdie maar net ook een van daai sake wees. O, dit was goed geweest en ek gaan maar net aan. Die kerk werk baie keer soos 'n liggaamsbouer. En dis hoekom dit goed vir julle is om 'n veelvoudige verskeidenheid van preke te hoor. Want dit is goed om bietjie te sê, weet jy, hier's 'n klein spiertjie en ek ag hom nie as vreeslik baie nie.
Maar die oomblik as jy hom 'n bietjie begin oefen, dan kom jy agter my, hy versterk nou eintlik ander spiere wat jy ook eintlik nodig het om te gebruik. So moenie die klein spiertjies afspeel nie. Dis wat ek bedoel, liggaamsbouer ontwikkel al die spiere. En dis hoekom as ons in hierdie seisoen is dit baie goed vir hom te sê, Here, ek gaan nou graag fokus. Ons fokus nou op hierdie. Help my om iets te ontgin daaroor. En dis hoekom ek dink byvoorbeeld, ek wil aanbeveel dat julle die boek vir julle aanskaf, The Awe of God van John Bevere. Koop die boek, reis daarin, kou bietjie verder en groei daarin. Maar ek dink dit begin ook om te sê, Here, ek bid spesifiek dat hierdie in my lewe 'n groter tema sal wees. Ek bid dat daar in my lewe 'n groter onsag mag wees, 'n vrees vir die Here. Maar dat daai vrees nie eindig by vrees nie, maar dat dit eindig by aanbidding en liefde. Dis wat ek graag vir hierdie gemeente wil bid. En ek wil tog vir julle vra, terwyl ons 'n bietjie tyd het, ons het nog ruim tyd, miskien wil ek vir julle die geleentheid gee om met die Here 'n bietjie daaroor te reis, met die Here in gebed te tree. Vir die Here te vra dat hier by ons in die gemeente, in jou eie hart, 'n groter en 'n sterker fokus sal wees rondom hoe God ons beweeg van 'n rebellie of 'n stryd of 'n sondige oor na 'n aanbidding, want ek weet met wie ek te doen. Kom ons spandeer tyd met die Here hier rondom. Here, dankie vir elke oomblik in U teenwoordigheid. Here, selfs die serafs wat so naby aan U is, bedek hulle self nog steeds, Here, met eerbied en met onsag vir U. Dankie vir die grootste, maar grootste voorreg wat ons het om U te mag aanbid as gemeente. Dankie dat ons iets mag leer in Pinkster 2025. Van die vrees van die Here, wat vir ons ook goed is, wat vrugdraand in ons lewend is, en wat ons begelei na 'n plek toe waar ons U werklik waar aanbid, en sien vir wie U is, die God van ons hart, die beminde van ons siel. En so wil ek bid, Here, vir elke man, vrou, kind in hierdie gemeente. Here, mag ons, Here, daai respek hê en onsag vir U, soos die gemeente, Here, wat as Esra die woord neem van die Here, wat opstaan. Mag ons daai onsag en respek vir U hê, Here, soos die volk, Here, wat voor U neerval. Mag ons wees, Here, voor U, soos Moses wat sy skoene uittrek, want hy's op heilige grond. Mag ons wees soos Johannes, wat as hy Christus sien, met die 7 sterre in sy hand, wat neerval op sy aangesig. Mag ons daai eerbied vir U hê, o God. Leer ons in hierdie tyd, leer ons deur die Gees, Here, wat die krag daarvan is, wanneer hierdie heilige vrees ons beweeg na ware aanbidding. Dankie, Here, dat ons U mag lief hê. Dankie vir dit wat U met ons in hierdie tyd gedeel het. Mag ons harte nou ook warm wees. Maar Here, nie net ons harte nie, mag ons knieë ook nou warm wees. Mag ons uitsien daarna om U te ontmoet in ons gebedskamer. Mag gebed vir ons 'n vreugde wees vir ons siel. En mag U, Here, stil tevrede wees met U gemeente. Al die eer en al die lof en al die aanbidding, Here, dit hoort aan U.